Goeiemôre vriende op hierdie donderdag die 9de Julie 2026. Ek kom bid sommer net dat julle die Here op 'n wonderlike manier vandag sal belewe. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, soos 'n klein kindjie totaal afhanklik is van sy pappa en mamma. Nêrens kan gaan sonder sy pappa en mamma. En Here, so is ons totaal afhanklik van U as ons God en Vader. Here, U weet wat voor ons lê, soos wat 'n pappa en mamma weet dat hulle moet hulle babatjie beskerm, hulle moet kyk dat hy nie op sekere plekke loop nie. Here, is ons afhanklik van U om ons te lei en te beskerm. Daarom kom vra ons ook vir U dat U in hierdie dag by ons sal wees, soos wat 'n pappa en 'n mamma by 'n babatjie is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek het sommer gister net so 'n bietjie seën uitgespreek oor ons medekerke rondom ons. Wat ek vir julle gesê het, mense kyk baie keer krities na mekaar. Ek dink die tyd daarvoor is verby. Ek dink ons moet met liefde en groot admirasie na mekaar kyk dat die Here so verskeidenheid kerke daar gestel het. En liewe vriende, geloofsgemeenskappe daar gestel het waar verskillende mense in tuis te vind. Vandag wil ek sommer met julle, ek gaan nie na die konteks kyk vandag nie. Julle weet ek is 'n kontekstuele teoloog. Ek gaan vir my absoluut oor die kontekste van die Bybel om te beter te verstaan wat daar aangaan en wat dit ook vir ons in die jaar 2026 sê. Maar met die meditasie, liewe vriende, waar ons gaan maar mediteer, gaan ek dit nie doen nie, gaan ek om net so lees soos hy daar is, naïef lees, sonder om na die kontekste te kyk. En mag die Here dan ook op 'n wonderlike manier, ook op so 'n manier met my praat. So ek gaan voorgaan met ons vriende en dan gaan ek vir julle stilte gee wat julle bietjie kan reflekteer oor wat gesê het so op 4 gedeeltetjies. Môre gaan ons aan, ons sal seker so die volgende 3 dae 'n bietjie daarby stil staan en Dinsdag sal ons dan weer begin met 'n nuwe hoofstuk met 'n nuwe boek en dit sal Jakobus wees. Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is ek, die Here. Ek is die eerste en wanneer die laaste dinge gebeur het, sal ek nog die Here wees. Vriende, dink so 'n bietjie wat hierdie gedeelte vir jou kom sê oor God. Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is ek, die Here, ek is die eerste en wanneer die laaste dinge gebeur het, sal ek nog die Here wees. Ons is natuurlik in Jesaja 41. Die eilande het gesien wat gebeur het en het bang geword. Die hele aarde het gebewe. Die mense kom by mekaar, hulle help mekaar en praat mekaar moed in. Die ambagsman praat die goudsmid moed in. Die een wat die metaal uitklop, praat hom wat dit aanhoor, aan mekaar smee moed in. Hulle sê, die smeewerk is goed, dan slaan hulle die beeld met spykers vas dat hy nie omval nie. Die eilande het gesien wat gebeur en het bang geword. Die hele aarde het gebewe. Reflekteer so 'n bietjie oor wat het dit vir jou te sê, sonder dat ek repliek lewer daarop. Wat sê dit vir jou? Wat kry jy daaruit? Is daar miskien iemand met wie jy moet inpraat in hierdie tyd?
As daar iemand wat weet jy moet gaan en vir hom of vir haar moet sê, maar vertrou op die Here of hom 'n druk gee of haar druk gee. Reflekteer 'n bietjie wat kom sê die Heilige Gees vir jou deur hierdie stukkie wat ons nou hoor, wat ons nou gelees het. Maar jy my dienaar Israel, jy my dienaar Pieter, jy my dienaar Sandra, Jakob vir wie ek uitverkies het, Andrei vir wie ek uitverkies het, Natalie vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie ek lief het, jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde afgegryp het, van sy uithoeke afgeroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Beleef dat die Here sê dat hy inderdaad vir jou lief is, sy geliefkoeste seun, sy geliefkoeste dogter, in wie hy in welbehaag het. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Vriende, mag jy God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.